in Groot FM 90.5 Gesond Byt met Doopie en Nina. Woensdagoggend beteken natuurlik jou mense, my mense. En is verskriklik lekker om hulle weer in die ateljee te hê, wat hulle hier by ons kom kuier, soos wat Nini gesê het, ou vriende van die show, Wouter en Minkie Brzezinski van Rock of Hope. Hallo julle. Goeiemôre, welkom. En dan Bram en Sherry van der Merwe van Rock of Joy wat ook hier is. Môre julle. Môre. Nou Wouter en Minkie, julle het vir ons die e-pos gestuur en vertel ons net gou eers 'n bietjie. Ek dink hulle is eintlik sommer op speed dial met Sunay, never mind die e-pos, 100%, maar maar aan. 100%. Net so, ja. Vertel ons 'n bietjie van Bram en Sherry. Hoe het julle ontmoet en toe nou hoe Rock of Joy nou oopgemaak het? Ja, so Bram en Sherry se oudste kinders was by my op skool in 2008 en 2009. So ons kom 'n baie lank pad saam. En toe in 2016 het hulle by ons huis betrokke geraak as volonteërs eers en sommer net 100% ingeval in ons huis in. En in 2019 het hulle toe nou 'n profesie gekry om hulle eie huis oop te maak. Ja, en sedertdien hardloop ons net hierdie wedloop voluit saam. So ja, dis regtig mense wat baie na ons harte is. So, vertel ons Bram en Sherry bietjie van daai oomblik of daai journey tot julle nou Rock of Joy oopgemaak het en daai profesie wat die Here vir julle gegee het. Ons het 'n profesie gekry wat die Here gesê het, ek sien jou aan die bokant van 'n toring met kinders aan jou voete, dis nie jou eie kinders nie, en God sê jy gaan leiers oprig. So. En ons het nie geweet in daai tyd nie, ons was net volonteërs, ons het regtig gedink ons gaan 'n kleuterskool oopmaak. Ja. En ons het toe ons in die tyd wat ons gevolonteer het by Minkie, hulle elke keer gesê ons gaan 'n kleuterskool begin. En Minkie het gesê nee, julle moet Rock of Joy begin, en ek het net gesê nee, daar's nie 'n manier nie. En ja, die Bietjie profesie meer het net voltyds as 'n kleuterskool. Ja, en daar het net profesie op profesie waar 3 mense in 1 week, verskillende mense na my toe gekom het en het gesê die Here sê maak jou ore oop en hoor wat hy vir jou sê. En ons het toe daai Sondag met Minkie hulle gaan praat en gesê, hoe doen ons dit? Ons weet nie, ons beide het nog voltyds gewerk. Hoe gaan ons hierdie ding aanpak? En sy het net gesê jy gaan moet daai leap of faith vat. En ons het toe dit gedoen en ons huis oopgemaak en is nou 85 kinders later. Dis En ons is nog steeds aan die gang. So Bram, vertel ons bietjie van die tyd in julle huis. Hoe lyk julle lewens nou? Redelik chaos, as ek dit so kan sê. Ja, so ons word ons stand gebel met babas wat inkom. Ons kan 6 huisies op 'n slag. Tussen dit is dit al die afsprake wat nagekom moet word. Ek en Wouter, ons word gesien as die papa taxi's, want ons moet al die babas se afsprake nakom. Ons al die doktersbesoeke, al die kliniekbesoeke, al die tyd wat ons met hof toe gaan. Ons behartig al daai goed. So dis redelik crazy, en dan het ons so nou so 2-3 keer 'n jaar 'n projekte wat Minkie en Sherina hardloop. So ja, dis redelik bedrywig. Jessie. So is ek dan ook nou reg om te sê, in al hierdie wat julle nou so die harde werk doen, julle is op en af soos jy gesê het, die hof, al die administratiewe take wat nou gaan met hierdie kinders inneem. Toe het jy nou bietjie begin sukkel ook met jou gesondheid. Bram, en die gesondheid het bietjie begin agteruit gaan. Ja, ek het in 2017 'n probleem opgetel met 'n breek wat ek het. Abdominal breek, ekskuus die Engels nou. Maar as gevolg van ons het nou so hardloop en goed, tende ou om eintlik jouself maar bietjie af te skeep, jy weet. En wat ons ook doen is baie fisiese werk, soos ons moet baie keer donasies gaan optel. Jy weet, en dit is goed dat jy self moet laai, optel, gaan aflaai. En wat ons ook doen is, baie van wat ons en Minkie inkry, versprei ons weer ook in die gemeenskap by behoeftige gesinne, voedselskemas by die skole, baat by dit wat ons kry, veral met kos en daai tipe goeder. So dis heeltyd fisiese werk. En dan behalwe dit het jy 6 babas en klomp ander kinders en Ja. En 'n babatjie is net lig as hy gebore is, daarna moet hulle gewig optel. Ja. Ja, so in die laaste tyd het my nou so 'n bietjie begin halter in goed, want ek kry gereeld ek het 'n spastiese darm ook. So wat gebeur met die breek is, as die darm spasties raak, dan skeer hy weer. En dan is ek weer buite aksie vir 'n dag of 2, want ek moet recover. Jy weet, so dis moeilik. Sure. Ja. En ek neem aan die sente word 3-4 keer omgedraai, Ja. omdat jy so baie kinders het waarvoor jy moet sorg, en dan die kinders kom altyd eerste. Of course. Ja. Ja, hulle doen.
En as ons nou praat oor impak wat dit op jou dag tot dag gehad het, behalwe nou vir die goed laai en so voorts, jy weet, loop jy rond met baie pyn, is daar enigiets anders? Ek doen, want ek het 'n spastiese darm wat veroorsaak dat die breek skeer elke keer, so elke nou en dan dit is maar soos 'n kramp wat jy kry, as ek dit so kan noem, maar dit is net in 'n erge geval, so ja, dit gebeur, dit verlam 'n mens amper, ja, en dit gebeur al hoe meer gereeld, en jy moet dit eintlik half korrigeer met 'n operasie om dit weg te vat, jy verstaan? So Cherie, hoe voel dit om jou man so in pyn te sien en wat 'n impak het dit op jou en julle huis? Dit het nogal 'n groot impak in die sin van mens moet dan altyd stop, want soos Vrydag het hy weer 'n redelike groot aanval gehad wat hy 'n halwe dag op die bed gelê het. En dan is dit weer, nou voel jy sleg want dit is die kinders wat gehaal moet word en donasies wat opgetel moet word, die kosgoed wat geskuif moet word en al die ander goed in die huis wat moet gebeur en dit is mense het altyd 2 hande nodig in dit wat ons doen, want omdat daar so baie kinders is jou aandag oral versprei. Ja. So ja, dit het nogal 'n redelike impak op die huis ook. So Mengs, Wouter, dankie dat julle vir Sunay ge-SOS het. Ons werk so heen en weer. Tussen Wouter en Minkie en Sunay is daartoe gepraat en ons weet dat eintlik, soos wat jy nou gesê het, die enigste manier hoe jy kan herstel is deur 'n operasie. En ons weet die finansies is moeilik, want daar moet vir babas gesorg word en daar's toe 'n kwotasie gekry vir jou operasie en dit beloop R49,000 om daai breek vir jou te herstel, wat ek dink jou en julle lewe gaan verander. En ons het ongelooflike vriende van hierdie program en te danke aan Ecomed Medical en Roan Olivier is jou hele operasie gedek. Wow. So daar kan letterlik net 'n afspraakie gemaak word en jy kan gaan vir daai operasie. Baie dankie. Ek waardeer dit opreg. Dit gaan my lewe heeltemal verander. Wel, ons moet vir jou dankie sê, want ons was nou al daar by Wouter hulle, ons sal moet kom kuier daar by Rock of Joy, ek en nie na een of ander tyd, maar ons weet hoe julle uit julle pad uit gaan om baie weerlose klein babietjies te help. Jy weet, dit word al by julle kom afgelaai, of julle word in die middel van die aand gebel deur die polisie of wie ook al dit mag wees en sê, weet jy wat, kom help uit, dis 'n kind in nood. En baie keer weet julle nie waar die volgende ete vir die kids vandaan kom nie, maar julle staan sterk in julle geloof. En ons moet vir julle dankie sê vir die werk wat julle doen. So dit is net 'n klein iets om te sê dankie, en ons hoop dat jy beter gaan voel so gou as moontlik sodat jy kan aanhou om 'n ongelooflike werk te doen wat julle elke liewe dag doen. Ons moet ook baie dankie sê natuurlik vir Roan Olivier hulle van Ecomed Medical wat dit moontlik gemaak het. Ons sou met hom wou gesels het vanoggend, maar hy moes dringend gou by ietsie anders uitgekom het. So vir ons vriende daar by Ecomed Medical, ongelooflik baie dankie. So sterkte met die operasie en ons kan nie wag om te hoor hoe lyk die dinge en hoe gaan dit nie, Minks? So verskriklik dankie, dit is 'n regtig riem onder ons hart. Weet Bram is 'n mens wat altyd aan die hardloop is en altyd bereid is om te help en ja, nou gaan hy nog vinniger kan hardloop. Hy moet net ophou goed optel dan daarna. Net vir 'n rukkie en dan kan hy weer Ironman word. Ja, maar verskriklik dankie vir julle hoor. Dankie dat ons altyd julle knoppies kan druk en dat julle daar is vir ons. Dit is ons grootste voorreg en as ons julle sien dan smile ons sommer net breër want julle is lig en die lig wat julle in kinders se lewens terugploeg maak so groot verskil in hulle toekoms en in ons land. So dankie, ons is baie lief vir julle en sterkte Bram. Baie dankie. As jy dit gemis het, ons sal seker maak hierdie episode van Jou Mense, My Mense is ook op die Groot FM YouTube kanaal en dan kan jy na die tyd weer bietjie na dit gaan luister.